Son Christus God, Vader vir my. U liefde bly my by, nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. U ken my angst en vrees, U staan by my, U lei my deur die Gees, maak my weer vry. U woord verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. Waaruit seer pyn leef, my weerstand, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Die lyding bring U my nader my God by U, nader my God by U, nader by. Die lyding bring U my nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. Wie regeer, wie is er meer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg, hy is die waarheid, daar's niemand soos hy, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, hier aan hom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin,
Hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra man, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die windperd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning oude bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning oude bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, glansryke heerlikheid, hy het gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Hy het gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Jy kan maar sit.
God is liefde, juig ons harte en betoon wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en betoon wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief. Goeiemôre. Ek wil amper sê goeie warm môre. Maar ons is gewoond daaraan, nie waar nie? Nog nooit nie. Na 25 jaar in Durban raak ou nooit gewoond daaraan nie. Ek het nou iemand daar by die deur gegroet vanmôre en toe sê die persoon, ek sê toe vir die persoon, geniet die erediens. En hy sê toe vir my, hy kyk my in my oë en hy sê, dank van jou af. Ek sê vir hom, nee, dit hang van die Here af. Dis die Here wat vanmôre met ons moet praat. Ek is maar net 'n instrument. Jy weet, ek het al die jare gesê, en na 50 jaar in die bediening, vir my die grootste ding in my lewe wat ek, nie die DS wat ek voor my naam kan skryf nie, maar die VDM, wat ek agter my naam kan skryf, bedienaar van die goddelike woord. En ek wil graag vanmôre glo, liewe broeder en suster, liewe jong mense, almal van u wat hier is, u het kerk toe gekom om iets te kom kry van die Here. En my gebed is vanmôre dat die Here regtig op 'n unieke manier vir elkeen van ons wat hier is, in die hart sal aanraak. Vir my persoonlik, vir elkeen van u ook. Ek het laasweek ook gesê, ek ken u nie baie goed, almal van u nie, maar die Here ken vir jou. Hy weet wat in jou hart is, hy weet wat jy nodig het vanmôre. En daarom wil ek graag vanmôre 'n kort gebedjie bid wat ek so deur die loop van die week vir myself neergeskryf het. Net iets wat uit my hart uitgekom het. Here, laat my vanmôre maskerloos voor u verskyn. Here, kyk na my, sien my tog raak en hou my vas vanmôre. Mag dit ons elkeen se gebed wees. En daarmee wil ek graag dan nou vanmôre dan begin met ons fotum, daar uit Romeine 11. Ons gaan vanmôre 'n bietjie gesels oor nie 'n moeilike onderwerp nie, maar 'n onderwerp wat nie sommer net bo langs deur ou se hart moet gaan nie. En daarom het ek in hierdie fotum is dalk geskik vanmôre uit Romeine 11. Kom ons buig voor die Here. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here
en wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dan wil ek julle vanmôre groet met die woorde van Openbaring 1, vers 4 en vers 5. Genade en vrede vir elkeen van julle, van hom wat is, en van hom wat was, en van hom wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. En daarmee kom omhels die Here vanmôre vir elkeen van ons, en hy sê vir ons, geniet die erediens in my naam. Kom ons sing nou 'n loflied saam. Lied, ek weet nie wat die lied se nommer nou is nie, Christie, maak nie saak nie, maar ons volg die sanggroep en dan kom ons staan, dan sing ons lekker saam asseblief. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer, laat elke mond hom lof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom ja, hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolijk, juich en sing, laat al wat leef, vandag en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom ja, hom die hulde bring. Lof prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juich, laat almal saam hom eer betoon, en voor al koning buig, en voor al koning buig, en voor hom ja, voor al koning buig. Ja, ek het nou ongelukkig die water het ek nou oor my laat stort vanmôre. Seker nou al omdat ek maar warm kry. Dis maar een van daai ongelukkies. Maar dit gebeur baie keer. Ek wil graag vanmôre, as ek nou, na die lofsang ons epikleese gebed gaan doen, wil ek graag vir die Here namens U en myself vra, dat die Here vir ons net sy woord vanmôre in ons harte sal breek. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons dierbare God en Hemelse Vader, dit is weer Sondag vanmôre. En daarom, Here, is ons hier op hierdie eerste opstandingsdag, die oorwinningsdag. Net ons vanmôre, Here, elkeen oor hierdie drempel van hierdie kerkgebou ingekom. En Here, toe ons ingekom het en in U naam aangeroep het hierdie heilige grond geword. Heilige grond, omdat U self hier teenwoordig is. En daarom, Here, wil ons vir U vra, dat U met elkeen van ons bemoeienis sal maak vanmôre. Here, raak ons harte aan, elkeen van ons persoonlik, en sien ons raak. En maak met ons bemoeienis, Here. En as dit nodig is, iewers in hierdie erediens, kom hou vir ons vas. En praat stilweg met ons uit die woord. Want Here, ons het dit elkeen so nodig.
Want net nou moet ons weer oor die drempel gaan en in die wêreld daar buite gaan lewe. En ons wil nie sonder U en U woord dit gaan doen nie. Seën ons, Here, vanmôre rondom U woord. Amen. Ek wil graag vanmôre, jy het seker die tema alreeds gesien, wat jy in die WhatsApps ontvang het, 'n tema wat vir my regtig dikwels diep in die hart gryp, in my eie lewe, maar ook in die lewe van mense met wie ek al my lewe te doen gehad het. As God soms nee sê vir my gebedsversoeke. Die gebedsversoeke wat ek eerlik voor die Here kom neerlê, waar ek my hart uitstort en vir die Here sê, Here, doen asseblief dit vir my. En dan soms, nie altyd nie, soms, as ek so ernstig by die Here pleit, dan gebeur dit anders. Of dit gebeur glad nie, eers miskien nie. En dit is wat ons vanmôre graag met mekaar saam wil 'n bietjie deurdink, ook uit die woord van die Here. Maar ek wil graag vanmôre vir u in die lig daarvan, wil ek vir u kom voorstel aan 'n klompie mense, soos u en ek. Mense wat in hierdie aarde gelewe het, en mense wat regtig ook hierdie worsteling gehad het. Die eerste persoon wat ek aan u wil voorstel, is 'n man met baie talente, 'n Bybelse figuur. Hy was 'n digter en 'n komponis by uitnemendheid. Hy het musiekinstrumente bespeel, soos wat ons hier voor ons sien vanmôre ook. Maar hy was eintlik iemand wat die harp goed bespeel het. Hy was ook 'n uitstekende soldaat, want hy het by geleentheid met 'n slingervel en 'n klippie het hy 'n groot reus verslaan en daardie vyandelike magte teruggedryf. Hy was een van die belangrikste konings van destyds. Maar ongelukkig, ten spyte van dit alles, was sy eie verlede nie ook so baie skoon nie. Want hy het by geleentheid 'n jong vrou raak gesien wat hy op verlief geraak het. En toe het hy daardie vrou wat getroud was, se man, op die voorste linies van die oorlog geplaas, sodat hy doodgemaak kon word en hy met daardie vrou ook kon trou. Ons ken die verhaal. En ek wil nie vanoggend vir die kinders vra nie, ek kan maar vir almal vra, u weet seker van wie ons nou praat. Koning Dawid. En u weet, Dawid was 'n man wat baie op 'n besonderse wyse met God gelewe het. Maar ons lees in 2 Samuel 7 dat Dawid as dit ware verleë voor die Here staan. As ons vanmôre vir Dawid vra, wat is jou grootste wens? Dan antwoord hy daar in daardie skrifgedeelte, ek gaan nie vanmôre alles lees nie, Here, dat ek vir u 'n huis kan bou, 'n tempel kan bou waar die ark wat so rondry gehuisvest kan word. En dan kom die Here na Dawid toe via die profeet Nathan en hy sê vir hom daar in vers 12 van 2 Samuel 7, wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag jou eie seun koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. En dan vers 13, hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal my koningskap vir altyd laat voortbestaan. Die Here kom sê vir koning Dawid, nee, jy sal nie vir my 'n huis bou nie. En dan die tweede persoon wat ek graag vanmôre aan u wil voorstel, was 'n knap, intelligente jong man. 'n Jong man wat die Joodse skrifte goed geken het, wat as 'n jong seun die rabbies van sy tyd aangevat het, wat hulle Bybelkennis eintlik as dit ware baie keer tersyde gestel het.
Hy was 'n voorbeeldige kind, ook nie altyd nie. Hy het by geleentheid so 'n bietjie weggeloop van sy ouers af. Hy het 'n bietjie ander dinge gaan doen, soos wat baie jong kinders ook maar doen, hè. Hy het besonderse vermoëns gehad, hierdie jong man. Hulle vertel dat hy iewers water in wyn verander het. Dat hy iewers siekes gesond gemaak het, en mense wat net aan hom geraak het, het gesond geword. Maar uiteindelik het almal hom verwerp. En ek dink jy weet vanmôre van wie ons nou praat. Ons praat van Jesus van Nasaret. Jesus van Nasaret as mens het hy in 'n tuin ingegaan. En daar het hy as mens in 'n groot worstelstryd met sy vader gekom. En ons lees daarvan in Matteus 26 vers 36 en verder vers 39. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie my wil laat geskied nie, maar soos U wil. En hier kom sê die Vader vir sy seun Jesus Christus, nee, dit sal nie gebeur nie. En ek kan myself indink in hierdie worstelstryd, en ons moet nou onthou, die menslikheid van Jesus word hier tentoongestel, waar sy Vader vir hom sê nee. Dit moes 'n geweldige stryd en spanning gewees het. Die derde persoon wat ek aan u wil voorstel vanmôre was 'n wêreldbekende spreker en 'n konsultant. Hy was 'n redenaar by uitnemendheid. Hy kon met mense argumenteer en redeneer en allerlei argumente voer. Hy was hooggeskoold en het baie kwalifikasies gehad. Hy het 'n groot CV gehad wat hy al by geleentheid ook geboekstaaf het. Hy het baie gehore toegespreek. Hy was 'n wêreldreisiger. Hy het baie reise ondergaan. Maar helaas was daar ook in sy lewe baie negatiewe ervarings. Ons lees in sy briewe dat hy met klippe bestook is, hy het skipbreek gelei, hy is die giftige slang gepik en al die dinge, hy is in tronke is hy gestop. Ons moet vanmôre vir Paulus, die groot sendeling van alle tye. En as ons vir hom vra, Paulus, wat is jou grootste wens? Dan begin hy praat met 'n duidelike en goed geoefende stem, daar in 2 Korintiërs 12, en hy kom sê, daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek vir die Here gebid, dat dit vir my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Paulus, die man wat op hierdie wyse met God praat, en vir ons vanmôre baie duidelik om sê, ek het vir die Here 3 maal gebid, en elke keer het die Here vir my gesê, nee. Nou ek gaan nie vanmôre uitbrei oor die doring in die vlees nie, wat dit presies was nie, daar was baie spekulasie daaroor, maar die feit van die saak is, dit was iets wat vir Paulus baie onaangenaam was. En hy het by geleentheid vir die Here gevra, Here, hierdie stuk onaangenaamheid in my lyf, of in my kop, of waar dit ook al is, haal dit uit, neem dit weg. En die Here sê nee. Hy sê nee vir Paulus. En dan vanmôre die 4de persoon, en 'n baie bekommerde moeder. Nie in die Bybel kry ons haar nie, maar ons kry haar in die 4de eeu na Christus. 'n Bekommerde moeder wat baie diep en innig bid vir haar seun
wat verlore is. 'n Jong man wat as dit ware wild en wakker in die wêreld lewe. En hierdie gelowige moeder het dag en nag op haar knieë vir hierdie jong man gebid. En sy het gebid dat hy tot geloof moet kom in die Here, dat hy die Here moet leer ken. En dan daardie besonderse nag, vertel hulle die geskiedenisboek, het sy nooit gaan slaap nie, want haar seun was nou op pad Rome toe, van Noord-Afrika af. Rome, die goddelose stad, die pruttende pot van die beskawing, waar mense mekaar as het ware verreneweer het. En dan bid sy sonder ophou daardie nag, ag Here, verhinder tog my seun, dat hy nie môre Rome toe gaan nie. As hy eers daar is, sal ek hom nooit weer sien nie. Hier kon niemand hom nog ooit van die waarheid in Christus oortuig nie, maar die kans is tog altyd dat hy op 'n dag sal luister na my of dalk 'n Christenvriend. In Rome is dit net nie moontlik nie. Maar onderwyl sy gebid het, net so voor sonop, het haar seun aan boord van die skip vertrek na Rome. Die antwoord van God op Monica, die moeder van Augustinus, was nee. En daar gaan haar seun na die goddelose stad Rome, waar hy ook gaan lewe het. En jy weet, broeder en suster en jong mense, as ek nou hierdie 4 persone weer vanmôre in my eie hart verinnig, dan vra mens jouself die vraag af, is hierdie voorbeelde van onvervulde wense? Is dit regtig voorbeelde van onvervulde wense? En dan moet 'n mens maar weer 'n bietjie gaan terugblaai in die lewe van hierdie paar mense. Dawid, vir wie God nee gesê het vir die tempel, uit hom uit sy nageslag uit, is die Christus gebore. Hy wat mensgemaakte tempels in mense se lewens kom verinnig het. Van Jesus lees ons, en ons is nou in die lydenstyd, dat hy die dood oorwin het, dat hy op pad na die kruis toe gegaan het, met hierdie klinkklare nee van sy Vader, waar hy ook aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Maar dat hy anderkant die kruis opgestaan het, en weer die dood oorwin het. Want God het vir hom gesê, of hy het vir sy Vader gesê, laat ook U wil geskied. En dan van Paulus lees ons, dat uit sy sendingwerk, uit sy hart van passie vir God, het die kerk gegroei van krag tot krag, ten spyte van die struikelblokke, want Paulus het daar in die tronk in Rome nog sekerlik geworstel met die doring in die vlees. Hierdie kromstok, hierdie seerstok in die hand van die Here, het die kerk laat uitbrei in die wêreld. En dan Augustinus het in Rome aangekom, daar in daardie goddelose omgewing. En in hierdie stad het hy vir Ambrosius ontmoet, 'n godsman. En Ambrosius het vir hom na God toe gelei. En Augustinus het kragtadig tot bekering gekom en teruggekom Noord-Afrika toe en een van die grootste kerkvaders van alle tye geword. Ek wens jy kan vir u aanbeveel om sy goed te gaan lees. Geweldig wat hy toe uit daardie bediening van hom gebring het. Onvervulde wense, 'n ma op haar knieë? Nee. Die Here werk anders. As ons vanmôre daaroor nadink. En ons? Mag ek vanmôre vir u aan jouself voorstel? Ek kan nie. Ek kan net aan myself voorstel. Want ons is ook so, broeder en suster. Ons word soms moedeloos as daar onlekker tye in ons lewe kom. Tye wat nie lekker is nie. Tye wat 'n bietjie vir ons bekommerd maak, wat die lewe vir ons moeilik maak.
En dan kom vra ek vir die Here, soms in my binnekamer op my knie, Here, asseblief, help my hiermee. En helaas hoor ek baie keer ook die nee. En jy weet, dit is die tipe ervarings wat ons het. En miskien kan u vanmôre u nee ook verbaliseer. Ek het nou vanmôre hier op my agterkant van my boodskap het ek 'n stukkie uitgetik en ek gaan dit nie alles vir u lees nie, maar wat ek hier vir u wil sê is, ons bid as man en vrou, ek en my vrou in ons stilte tyd, basies op 'n daaglikse basis vir 2 mense wat in ons gemeente is, wat baie moeilike tye deurmaak. En die afgelope tyd was ons bevoorreg om te hoor dat die man is nou weer so dat hy op 'n goeie plek is, hy is by die huis. En dan hoor ons nou so 2 weke of wat terug, hy is weer in die hospitaal, in die intensiewe sorgeenheid, met 'n breinspasma, met bloeding op die brein, en al die dinge wat gebeur. En dan sê die vrou vir my, ek het met die spesialis gepraat, sy sê vir my, daar's nie veel te doen aan die probleme nie, die beroertes het skade op die breinselle gelos, maar daar's nie veel wat hulle kan doen nie, die skade blyk permanent te wees. En dan vra ek vir die Here, hoekom sê u vir ons so nee? Maar dan word ek in 'n ander manier hierdeur versterk. En kan ek vir hierdie vrou iets teruggee en vir haar sê, so jammer om te hoor, mag die vrede van God in hierdie tyd vir jou en vir hom 'n werklikheid wees. Weet broeder en suster, soms beteken dit dat ons hierdie woorde weer moet hoor. My genade is vir jou genoeg. Want soms beteken God se nee eintlik miskien later. Of miskien op 'n ander manier. Of dalk miskien glad nie. Weet, dit is wat ons vanmôre vir mekaar moet sê. En dan moet ons in ons harte daardie heilige vrede beleef met my omstandighede. Ek het nou die dag was ek by iemand in die intensiewe sorgeenheid in Durban. En ek het vir haar in haar oë gekyk terwyl sy 'n suurstof ding na neerset en hyg na asem. Toe vra ek vir haar, het jy vrede? Sy het my gesê, ja dominee. Dit is waarvan ons moet praat. Nie ons kan soms in opstand kom as God nee sê natuurlik. Die Here verwag het ook baie keer van ons om te worstel met hom. Maar om daar die heilige vrede te hê waarvan die Bybel ook so baie praat, waarvan ons aan die begin van die erediens vir mekaar gegroet het, mag daar vir julle genade en vrede wees. Dit is iets anders. Ek herinner my, ek het 'n hele klompie jare of 'n paar jaar terug daar in Tuinsig kom ek by 'n oom wat ek 'n lang pad mee saamgeloop het, 'n baie gelowige man. Sy vrou is so 'n paar maande voor hom oorlede en hy lê daar verswak. En ek vra vir hom, oom John, hoe gaan dit? Hy kyk my so, hy sê, ek het vrede. Jy weet, dit is dinge wat 'n mens nie kan verstaan nie. Dis 'n mens kan dit nie teologies verklaar nie. Maar ek wil hê jy moet saam met my vanmôre dit vashou. Ook in ons soms onlekker tye. En ek wil nie daarmee sê jy moet net sê jy aanvaar alles nie. Maar om die vrede van God te hê, soos ek vanoggend vir iemand daar by die deur gesê het, is om langs die pothole nog 'n stuk teer te sien. Dit klink miskien baie bo langs nie waar nie, maar dit is so. Dat ons daar die gedagte van die halwe vol glas en die tipe dinge moet beleef. Ek weet nie of God vir u vandag iets in u hart wat u saamdra vir u nee sê nie. Maar worstel met God daaroor. Worstel met die Here en sê, Here,
ek wag op U. Ek hou nog vas aan U. Hierdie vrou sê vir my hier, sy sê, ons hou maar vas in die geloof. Ons kan maar net vertrou. Moenie die Here los as jy nee hoor nie. Loop saam met die Here. En my gebed is op 'n dag, dat U sal hoor, dat dit ja word, of dat dit miskien wees, my vrede gee ek vir jou. Ek wou nou nie vanmôre dit noem nie, maar miskien moet ek dit noem. En ek sien nou iemand hier voor my wat saam met my dit kan praat dalk. Ek en my vrou, jy weet ons het getrek Tabor toe, onlangs so 'n jaar of wat terug. 'n jaar terug, 2 maande voor ons getrek het ons huis in die mark gesit. En ons bid elke dag, elke oggend, herinner ek die Here aan ons versoek. Here, daar's 'n huis daar aan die ander kant, hier sit ook 'n agent hier voor. Hy moet verkoop word. Ons wag op U. En jy weet, ek en my vrou, ek het nou dag van ons het ons mekaar gesê, ons raak nou 'n bietjie, mens raak ongeduldig nie by haar nie. Maar ons hou vas aan die Here. Want hy sal vir ons op 'n stadium ja sê, soos wat hy vir ons beplan het. Glo ons. Moenie moed opgee op die Here nie. Nooit nie. Kom ek speel nou vir u vanmôre 'n lied wat iets daarvan praat. En dis die woordjie nogtans. Ek ken nou daai ander lied wat Christine laasweek gesing het, as die vyeboom nie bot nie. Dis in die soortgelyke trant van as hierdie lied. Maar luister na die woorde en as jy saam daarmee kan identifiseer, bid dit ook vanmôre bidend saam in die hart ook. Sou die wêreld om my tuimel en die lewe vir my net te veel raak. Al sou my hart in 10.000 stukkies om my lewe en alleenheid nie eers my vriend wil wees nie. Nogtans sal ek in my Here, sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag, as die antwoorde my ontwyk, sal ek juig, sal ek sou my drome ook in skerwe lê en die woestyn sal my hart so klop bly kraak. Al sou my pyn en seer verstik in al my vrae en ek glad nie meer die hoop in my wil dra nie. Nogtans sal ek in my Here, sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag, as die antwoorde my ontwyk, sal ek juig, sal ek U maak my voete soos 'n ribbel en U laat my op hoë plekke veilig staan. U neem my klaaglied en skep 'n loflied wat sal klink tot U eer, tot U eer. Nogtans sal ek in my Here en sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag, as
ek jou sal ek bid. Ook in ons harte elkeen amen op hierdie pragtige gebed. Amen. Goed, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons liefdegawes, maar voordat u opstaan die mense, wil ek net graag vir u 'n kort ietsie vertel wat werklik gebeur het tydens die kollekte by 'n erediens een oggend, lank gelede, het die diakens of wie ook al was opgestaan met die bordjies om die kollekte op te neem. Ek sien hier het julle sakkies, maar dit is maar dieselfde ding. En die spesifieke oggend was daar 'n klein seentjie in die gemeente. En hy voel in sy sak, maar hy het nou nie iets in sy sak nie. En toe die diaken so afgestap kom in die ry, toe spring hy so uit die ry uit en hy stop die diaken so. En hy kyk om sy sit neer die bordjie daar op die grond. En hy stap toe met sy klein treetjie so nader en hy gaan sit so binne in die bord. En daardie jong seentjie het daardie oggend sy lewe aan die Here toegewy. En hy het een van die grootste evangeliste van alle tye geword. En hy was 'n man wat die woord van God kon gaan verkondig, omdat hy sy lewe aan die Here toegewy het. As u vanmôre iets in die sakkie of in die bordjie sit, as 'n toewyding, as 'n offergawe, 'n liefdegawe, plaas dit met 'n liefdehand ook in die hand van die Here. My lewe wy ek ook aan u toe. Kom ons dien die Here nou met ons liefdegawes. En dan het ek gehoor, ek moet weer hoor of daar mense is wat verjaar. Waar is die tannie met die chocolates? Waar is sy? O, daar kom sy. Sê ek nou vir jou glad tannie, gaan my nog slaan ook, né? Is daar iemand wat verjaar? Wat wil verjaar, wat gaan verjaar? Niemand. Ja, agter is 'n hand. Hier is nog een. Ja, mannetjie, jy moet nie skaam wees nie. Daai chocolate is lekker, ek het laasweek een gevat. Is daar nog verjaars daar? Ek wil nou nie die oop vraag stel, wie wil chocolate hê nie, dan gaan daar te veel hande opgaan. Goed. Ek het nou nie by die begin gehoor nie, was daar kinderkerk vanoggend, ek het nie eens gevra of die kinders moet uitgaan nie. Ek glo nie daar was seker nie, nee. Jy weet, as ek hier in die vreemde kerk inkom, as ek op my senuwee wees, dan kan ek alles onthou nie. En jy weet, terwyl die kollekte nou so opgeneem word, of die liefdegawes, ek het tog in my hart die behoefte, ek is nou 'n buitepredikant, ek is nou nie deel van die gemeente as sulks nie, maar ek wil vir u dankie sê vir u offergawes, as kinders van die Here. Jy weet, ek het al die jare wat ek in die bediening was, ook dit beleef dat die Here sy kerk in stand hou met die bietjies wat ons ook ontvang uit die hand van die Here, wat ons weer kan teruggee. Jy weet, ek het gelukkig die voorreg gehad in my gemeentes oor die jare, ek het nooit daarvan gehou om te preek oor geld nie. Want as 'n mens se hart reg is, dan is daardie dinge ook reg. Maar dankie dat u ook die gemeente in stand hou. En ek wil graag vanmôre ook uit my hart uit sê, ek het 'n toegeneentheid vir die gemeente. U is regtig kinders van die Here wat, ek kan dit in die oë sien partykeer. My vrou sê nou die dag vir my, ek het vir iets gesê in die kar, toe sê ek wel, nee, maar ek het dit nou nie so bedoel nie, maar toe sê sy my, jou gesig sê dit. Jy weet, jy ken mos daai ding, né? Jy sê iets met 'n ligte trant, maar dan is jou gesig so stroef, jy weet. So, en ek is nou nie ou wat vreeslik altyd smile en lag en te kere gaan nie, maar weet, 'n man het eendag vir my in 'n gedenkdiens gesê, hy kon my hart lees. Want ek het Afrikaans gepraat die oggend en hy kon nie 'n woord seker verstaan nie, want hy was ander tale magtig. Toe kom ek na die tyd, toe sê ek, I'm so sorry, I didn't talk a bit of English for you. But he said, I could read your heart. And that was enough. So mag die Here ons harte lees en mag hy ons lewens lees en mag ons as kinders van die Here, as ons soms die nee hoor, antwoord met die oorwinningslied. Ek het vir Christie mooi gevra, hy moet al 4 die verse kry
Ek sien julle sing net die 3 verse, julle moet die 4de versie nou leer. Want dit gaan oor die wederkoms, ander kant hierdie wêreld wat ons ook na uitsien. Christie, baie dankie. Ons staan. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Heer is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand eens verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas besyne, slaan op drome en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Ek glo dat Jesus Christus weer sy bruid gaan kom haal. Ek glo die Vader het alreeds die dag en uur bepaal. Ek sien al daar die feestelike hemelbruilofmaal en die tafel met ons bruilofsmaal. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ek het by die begin 'n kort gebed wat ek in die week neergeskryf het, maar ek het nie nou neergeskryf nie, maar ek wil net vir die Here sê, dankie Here. Ek het hierdie erediens geniet. En ek hoop jy kan saam met my amen sê. Amen.
Vrede vir julle. Vrede. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy jou genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy